Familie, wyse, welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RIG, wysheid vir ware welvaart. Ja, baie welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart. Niels, ons met families werk, hallo, wat deur hulle familiebesighede baie keer welvaart akkumuleer. Ja, en wysheid daarvoor nodig het. Ja, dit is die kuns. Nee. En dan families het baie keer adviseurs nodig wat hulle kan en moet help, en dis toevallig waar ons vandag gesels. Ja, nadat Karen so 2 episode saam met ons was, Niels, welkom terug. Jy's deur belastingsseisoen en ja, die slag is gelewer daar. Ja. Maar Niels is 'n geoktroeëerde rekenmeester, self 'n CFP, finansiële adviseur in 'n familiebesigheid wat nou op pad na 70 jaar oud is. Ja, van 1957 aan die gang, ja. Ja, so dis 'n paar jaar en sit op 70 jaar, né? Dis is amper daar. Ja, Niels is 'n familieman, getroud en 'n pa van 2 seuns wat albei swat op die oomblik, né? Ja, ons het 'n argitek of 'n voornemende argitek tussen ons en dan 'n daar het hom nou gegradueerde rekenmeester, nog een in die familie. Ja. So wat sy studies voortsit, ja. Goed, ek kom uit welvaartbestuur, wil hom later gaan, so ek werk al vir 25 jaar in die welvaartbestuur omgewing, baie sterk met beleggingsbeplanning en boedelbeplanning, plaaslik en internasionaal. Maar ja, so werk ons met families oor jare. En ek dink as adviseur, veral terwyl ons oor adviseurs gaan praat, die hartseer ding wat ek oor jare beleef, veral as ek ouer raak, is ons spaar kliënte miljoene rande in boedelbelasting en kapitaalwinsbelasting, dieselfde in inkomstebelasting, en daarmee sal maak ons vir hulle miljoene in hulle beleggings, maar dan breek 'n familie op en dan vernietig hulle in 'n proses baie keer 'n totale besigheid wat daai welvaart gebou het. Ja, ek dink dit is verseker ek dink 'n krisis, 'n wêreldwye krisis is ook nie beperk tot ons omstandighede nie, of tot 'n bedryf nie. En ek dink die belangrike ding hierop, en mens sal nou 'n bietjie daarop uitbrei verder, is dat adviseurs moet tot die familie wees en nie tot 'n persoon nie. Weet, en die keuse daar dis 'n groot verskil. Geweldige belangrike keuse. Goed, so ja, ons het eintlik nou al klaar vir julle leidraad gegee waaroor ons praat. Niels, wil jy dit gou sê? Ja, van die regte adviseurs vir jou familiebesigheid. Ja. Ek gaan vir 'n aanhaling hier in Engels lees. It is important to note that this is never a question who is the best advisor, and always a question who is the right advisor for your family. So daar is in 'n klomp verskillende velde, of dit nou belasting of beleggings of boedel, kom ons sê veld, sal jy altyd mense kry wat op daai gegewe tyd top of the game is en die beste in die industrie is. Maar dit maak nie noodwendig van daai individuele beste, kom ons sê, beleggingsadviseur, 'n volronde behoorlike adviseur vir jou besigheid. En jy kan altyd daai adviseur se dienste inwin op 'n gegewe tyd. Maar die vraag is, wat is die regte adviseur vir jou besigheid? Ja, en jy weet self met mense binne in ons verwante besighede is dat om daai persoon te kry wat ook om die beste Afrikaans daarvoor te kry wat match met 'n kliënt. Weet, ek kan 'n persoon kry wat briljant is in sy werk, maar daar's 'n persoonlikheidskonflik met 'n kliënt, en 'n ander persoon het glad nie daai konflik nie. So dis 'n vlak van kennis, maar dis ook 'n vlak van persoonlikhede. En baie keer is die beste adviseur kan nie altyd met daai persoon kommunikeer nie, want daar's iets wat bots. En ou moet dit ook respekteer en in ag neem. Jy kan dit nie force nie, as ek dit nou so kan. Persoonlikheidstoetse dalk op ons personeel, maar dan moet ons op ons kliënte later doen, dan kan ons die perfekte match kry. Hoopelik, ja. Goed, so daar's verskillende goed wanneer 'n kliënt, soos vir alle familiebesigheidskliënt, 'n firma of firmas nader om te kyk of hierdie dan nou 'n goeie pas is. Kultuur is een belangrike ding daarvan. So as die familiekultuur het en hulle gaan soek 'n adviseur in 'n harde, koue, kliniese
sê korporatiewe omgewing, kan jy dalk 'n goeie adviseur hê, maar jy gaan nie noodwendig die regte adviseur vir jou familiebesigheid kry nie. Ja. Verseker, en ek ben daai inkoop en daai kultuur is so krities in die gee van die advies, dat jy die twee nie van mekaar kan skei nie. Ja, en wat 'n groot invloed op adviesbesighede se kultuur het, is waarom is die mense in besigheid? Uiteraard om hulle personeelsalarisse te kan betaal en bonusse te kan betaal en die water en ligte aan te hou. Maar is daar 'n dieper rede hoekom hulle in besigheid is? Wil hulle regtig hulle kliënte se beste belange dien en of jaag hulle net winste vir die aandeelhouers soos ons baie keer in koöperatiewe besighede kry? Goed, 'n volgende ding gaan oor mense en hulpbronne. Nie al soveel mense werk onder jou saam met jou. Ja, so tussen 30 of 40, dit is soms so 'n bietjie, ja. Ja, jy weet, in ons besigheid wat 'n wat kleiner besigheid is, om mense as volronde, kom ons sê nou maar, adviseurs of ouditeure of prokureurs te ontwikkel, sien ons vat jou 10 jaar. Ja, ek moet nou sê, as jy my nou blind gevra het vir 'n tyd, sou ek vir jou gesê 10 jaar. Ja, so en daai menslike hulpbron is dan van onskatbare waarde in diens na jou kliënte toe. En dan moet mense uiteraard gaan kyk na tegnologie en allerlei sulke ander tipe van hulpbronne wat tot 'n firma se beskikking is om jou as kliënt te dien. Maar ek dink die groot ding is jy moet gaan kyk na die mense in die jare ondervinding, weet van die mense, gaan kyk na die ondervinding van die span. So jy kan partymal met 'n klein span sit, maar as jy na die diepte van ondervinding in die span sit, dan is so 'n klein span baie keer baie sterker as groter koöperatiewe spanne wat baie groter is. Ja. Seker, ja. Goed, 'n derde ding waarna mens kan kyk wanneer jy soek na die regte adviseur, is die Afrikaans vertaal eintlik die Engelse woord alignment as beleining, maar jy moet kyk of jy as kliënt wat nou soek na adviseur, in hoe mate jy belyn is met die besigheid wat jou moontlik in verskillende areas waar jy behoeftes het, gaan of kan diens. Niels, ek dink as jy dalk bietjie oor eienaarskap hier kan praat, ek meen, ons is eienaars van verskillende besighede, ons is al vir oor die 20 jaar in 'n professionele verhouding. Maar as ons almekaar net wins gejaag het, weet jy, ons dit gedoen ten koste van die ontwikkeling van ons mense. Ja. En dan eintlik daarmee saam ook ten koste van ons kliënte. So. Nee, verseker, en ek meen as jy 'n besigheid wil hê wat oor generasies gaan, dan moet jy beleggings maak in mense en daai mense is beide jou kliënte en jou personeel. Ja. En dit alles is dit. Dit is as jy op die korttermyn in is vir dit, gaan jou winste korttermyn wees. Dit is dus in ons bedryf waar ons leerlingrekenmeesters en ouditeure invat en hulle deur hulle siklus vat. Daai is aan die onmeetbare kant is wat is die invloed van daai een persoon of daai 10 mense of daai 100 mense wat jy in jou leeftyd 'n loopbaan gee om mee aan te gaan. En ja, ek dink jy trek ook kliënte wat na so iets toe graviteer op die einde van die dag. Verseker, iemand het op 'n stadium gesê, maar ek weet nie hoekom ek moet mense oplei nie, want wat gebeur as ek hulle oplei en hulle gaan? Ja. Dan moet die vraag omdraai en sê, maar wat gebeur as jy hulle nie oplei nie en hulle bly? Dis waar. Dis baie waar. Okay, so omvang van dienste. Ek weet, en daar's 'n familie en besigheid kan 'n behoefte hê aan 'n magdomdienste en ons gaan later bietjie meer daaroor gesels, maar as ek van my kant af byvoorbeeld kan praat, uit ons adviesfirma sal dit tipies beleggingsbeplanning en bestuursdienste wees, dit sal boedelbeplanning en beredderingsdienste wees, wat ons saam met ons prokureursfirma ook doen. Dan sal dit belasting en rekeningkundige werk wees wat ons hoofsaaklik saam met jou doen, maar ook aan die buitelandse expat kant, taxkant, daar's 'n spesialisasie area, besigheidsstrukturering wat ons saam met kliënte doen, familiebesigheidsbeplanning wat ons saam met kliënte doen. En dan gaan dit maar oor die integrasie, nie net van hulle finansiële kapitaal nie, maar ook hulle sosiale en geestelike kapitaalbehoeftes. Wat Karen, wie in die vorige episodes saam met ons gewerk het, 'n baie belangrike rol speel, om ook na die sagte, die mensekant van goed te kyk. En dan praat ek nie eers van al die besighede wat jy aan die rekeningkundige belasting en auditkant by betrokke is nie. Ja, en ek meen die goed is so geïntegreer met mekaar, dat jy dit eintlik nie
kan losmaak nie. En ek meen dis maar in 'n mate wel dit is die fundament van waarop ons verhouding eintlik gebou is dat jy daai geweldige spesialisasie het, maar spesialisasie saam met integrasie bied vir jou iets wat jy nie sommer op enige plek kry nie. Een tipiese voorbeeld daarvan het ons nou vir die eerste keer hierdie jaar in belastingseisoen uitgerol om vir kliënte te sê, goed, dit is nou waar jou belastingssituasie staan. Jy het jou aannuïteite volgemaak. Ons het nou alles gedoen wat ons kan. Het jy daaraan gedink om vir 'n artikel 18A geregistreerde instansie fondse te skenk? En dan te sê, maar wat is die gevolg daarvan? Hoeveel kan ek skenk? Hoeveel belasting spaar ek? Wat is die effek vir daai instansie? So jy bring die sosiale kapitaal, jy bring die finansiële beplanning, asook die belastingbeplanning by een tafel by mekaar en ek sien baie geleenthede in daai wêreld ook in die volgende paar jaar. Ja, en dit is waar mens geheel prentjies begin sien en goed integreer, want baie keer as jy 'n klomp verskillende adviesverhoudings het, dan fragmenteer advies baie vinnig. En jy kan sê, ja, maar adviseurs met mekaar praat. Die harde realiteit is, as hulle nie in verhouding met mekaar is, dan gaan hulle nie met mekaar praat nie. En as jy al mekaar die tussenganger moet wees op goed wat tegnies van aard is, wat jy nie die tegniese kennis van het nie, dan gaan daar 'n klomp goed in die proses verlore. Ja, en met my voorbeeld ook, jy weet, 'n beleggingsadviseur wil soveel geld as moontlik onder beleggingsbestuur kry. Dis sy dryf waar jy vir die ou sê, jy moet nou 10% van jou belasbare inkomste weggee, wat in sekere gevalle astronomiese hoeveelhede geld gaan wees. Dis nie natuurlik vir daai adviseur om dit voor die kliënt te lê en te sê, dis die opsie nie. Ja, dis nie die adviseur se beste belang nie, maar is beslis nie kliënt se beste belang. Ja, so dit is daai integrasie bly krities. Verseker. Kom ons vat gou 'n handelsflitsbreek. Dankie aan RGG wie hierdie vir ons moontlik maak. Ons is nou terug. Hoe gaan dit met jou geldsaake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dis wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes. RGG Adviesdienste sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RGG. Wysheid vir ware welvaart. Ja, welkom terug aan die van julle wie na ons podcast luister of wie na die YouTube uitsending kyk. Episode 87, Niels. Ja, ons praat 'n bietjie oor hoe vind jy die regte adviseurs vir jou familiebesigheid? Ja, met die klem op die regte een. Die beste, ja. Ons het 'n paar goed gesels, so ons gaan in 'n later episode, ek dink hier rondom episode 90 gaan ons baie in diepte oor fooie gesels, maar dit is belangrik wanneer 'n mens veral moontlik van adviseurs wil verander, dat jy mooi verstaan wat jy nou betaal en wat jy gaan betaal as jy sou skuif. Ja, ek dink veral in die advieskant in my normale bedryf is fooie 'n inherente deel daarvan en almal is gewoond daaraan om te betaal en kwotasies te kry en vergelykende goed te kan doen en miskien is dit meer generiese produkte wat met mekaar vergelyk kan word, waar in die finansiële advieswêreld is fooie 'n relatief nuwe ding en ek beperk ons nie tot Suid-Afrika nie, ons ervaring oor die res van die wêreld waar ons al was maar baie dieselfde. Dit was tradisioneel baie sterke kommissiewêreld. Ja, en waar kostes eintlik weggesteek is, ongelukkig. Ek dink al die treating customers fairly en al hierdie beginsels wat sterk deur wetgewing uitkom, dwing dit om dit te verander en is dit reeds verander. Ja, en dis baie goed so. Dit is, maar dat advies gekoppel word aan vergoeding daarvoor is dit tog iets wat mense van moet kennis neem en die waarde daarvan moet besef, maar ook weet waaraan jy jou begewe as jy jou in so 'n wêreld begewe. Verseker, so maak seker dat as jy soek na die regte adviseur en as dit die regte adviseur is, as jy 'n klein bietjie meer betaal as wat jy nou betaal, kan dit jou letterlik duisende, as dit nie miljoene rande is nie, by einde van die dag spaar. So. Ja, ek dink die ironie is ook in 'n groot mate dat in die verlede het jy vir dit betaal sonder dat jy bewus is daarvan en nie geweet het hoeveel jy betaal het nie. Sit dit eerder op die tafel en weet waarvoor jy betaal en wat jy kry daarvoor en dan kan jy besluit, luister, ek is gemaklik met die waarde vir geld wat ek hier kry. Verseker. Goed, en dan soos wat adviseurs maar oor jare ervaring opdoen, en dit het te doen met hulle persoonlikheid, hulle voorkeur en ook velde waarin hulle ondervinding opdoen, begin adviseurs in sekere tipe van kliënteprofiele spesialiseer. So ek en jy het in die
landbouomgewing die afgelope 20-30 jaar al met baie groot familiebesighede, veral in die agrikant boerdery besighede gewerk. Ons werk die laaste klompie jare baie met megaboere, maar dis nie beperk nie tot dit nie. Ons het met eiendomsontwikkelaars al gewerk, met begrafnisondernemers, allerhande besighede. Mediese spesialiste of groepe. Ja. Jy weet, so, maar as jy 'n baie industrie-spesifieke behoefte het, so kom jy kom uit die landbou uit, en jy gaan nou met 'n adviseur werk, maar hy het nog nie sy voet op 'n plaas gesit nie, en grill as hy daar kom en wil eintlik van boerdery niks weet nie, dan moet jy vir jouself die vraag vra, jy weet, is dit die regte adviseur vir my familie? Goed, ek dink ons kan hierdie met 2 gedagtes afsluit. Niels, jy kan ook 'n bietjie gesels oor hierdie eerste ene. Ja, ek dink dis iets wat my baie na in die hart lê, en hoe ouer mens word en hoe meer ervaring mens opdoen, dink ek hoe sterker kom hierdie element voor, en ek dink as mens begin praktiseer of jy is vars in 'n praktyk, dan wil jy eintlik elke kliënt diens. En soos mens ouer word, kom ons by 'n plek dat jy eintlik net die kliënte wil diens wat gediens wil word. En dit klink nou baie vreemd, maar ek het geleer om die laaste tyd vir 'n nuwe verhouding te sê dat ek kan net vir jou doen wat jy toelaat om wat ek vir jou doen. So die kliënt moet moeite doen om 'n goeie kliënt te wees, anders kan jy nie 'n goeie adviseur wees. Korrek, jy weet, as hy sy boeke of sy hartsbegeertes of sy doelwitte met sy familie of vir jou toehou, dan kan jy eenvoudig net nie advies gee nie. Ons het selfs gesien in familieverhoudings wat ons deel, dat as jy nie oopmaak en jy seker goed hanteer, dan kan ek het letterlik in 'n vergadering nou die dag waarby jy by was gesê, ek kan jou nie adviseer as jy nie hier staan nie, want jy gaan oor 10 jaar vir my sê ek het vir jou verkeerde advies gegee, want ons weet nie, ons het nie mekaar toegelaat om al die eiers op die tafel te sit nie. Ja. En ek dink dis 'n kritiese ding wat daai verantwoordelikheid lê by 'n kliënt ook, want om nie oop te maak nie, om nie eerlik te wees nie, om nie behoeftes op die tafel te sit nie, en duidelik te sê wat hulle wil hê nie, kan jy nie adviseer nie. En as mens nou op 'n plek waar ou bietjie ouer is en bietjie meer ervaring, waar mens eintlik in 'n mate wegstap van daai verhouding, en sê, op hierdie vlak doen ek hierdie diens vir jou, maar ek gee nie advies nie, ek doen nie hierdie nie, ek doen nie daai nie, want jy laat my nie toe om dit te doen nie, want jy is nie 'n goeie kliënt nie. Ja, so doen moeite om 'n goeie kliënt te wees, want jou probleem is, baie goeie adviseurs het net kapasiteit om met soveel kliënte te kan werk. Nee. Dis waar. Goed, dan, ja, die pyn en koste om van adviseurs te verander. Ons sien hierdie ook kliënte wat gereeld hulle adviseurspanne wissel, en partymal met rede en met reg, maar baie keer ook bietjie onnodig, en dit kos hulle nie net 'n klomp geld nie, maar ook 'n klomp pyn, want hulle moet die storie oor vertel, en adviseurs hou nie kontinuïteit noodwendig in lyne van advies wat gegee was nie. Seker. En ja, daar kom kliënte baie duur te staan. En jy kry ongelukkig dan 'n adviseur wat voel as hy nie 'n alternatief kan voorstel, en nie, dan het hy nie sy werk gedoen nie. So hy gaan soek vir 'n alternatief, net vir die feit dat dit 'n alternatief is. Hy kan nie net gaan sê, "Jesus, nee, die beplanning wat vir julle gedoen is 'n baie netjiese struktuur, ons kan net hiermee aangaan." Ja. En want dit vat nou weer 'n man op 'n perd om dit te gaan sê en te erken dat hy's gemaklik met die advies wat in die verlede gegee is, want hoekom sit die ouens nou voor hom? So dit is 'n en dit verwar jy baie keer die kliënt. Ja. En dit kom met koste gepaard wat jy baie keer nie eers in rand en sent kan meet nie. Seker. Goed, ja, baie lekker gesprek gewees, 'n stukkie werk vir julle wie hierna luister of kyk. Gaan gesels bietjie in julle familie en vra die vraag, het julle binne julle familie besigheid die regte adviseurs? En gebruik die riglyne wat ons hier vir julle uitgestip het, om miskien tot 'n of ander punt van vergelyk of besluit rondom dit te kan kom. Goed, Niels, waaroor praat ons volgende keer? Ja, episode 88 gaan oor kies jou trustees met sorg en wysheid. Ja, soos jy adviseurs reg moet kies, moet jy trustees ook reg kies. Ja, seker. Goed, baie dankie. Die van julle wat na die video kyk, kan hierdie QR-kode net inskandeer. Dit vat julle na 'n blad met 'n klomp familiewyse welvaart inligting. Julle kan ons ook by die e-pos kontak by info@rig.ac of ons op ons webwerf besoek, rig.ac. Tot die volgende keer. Dankie Niels. Dankie Willem. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse
Welvaart.